gesels oor erfgename van die Nuwe Testament. En ek wil graag met julle gesels oor. Veral dat ek nie soveel preek as ek met julle gesels. Jy moet sien as ek verskil tussen preek en gesels. Preek is ek staan nie voor, ek sê gesels as ek sit hier voor, ek sê So ek wil maar 'n bietjie sit. Ek wil vra met julle chat. So ek gaan net gou my stoel kry. As iemand ooit vir gevra het in die lewe al hoe klink om ook in silence, dan sê hulle julle weet. So ek sit net vanaand 'n bietjie by julle en ek gesels 'n bietjie met julle oor 'n baie belangrike ding. Sien, die tema vanaand is erfgename van die Nuwe Testament. En dis eintlik nogal 'n huge ding, want ek wil vir julle vertel vanaand van 'n nuwe lewe. Dis wat. So ek wil hier vanaand keer ek praat, ek gaan vir julle 'n bietjie Bybel gee, 'n bietjie kennis gee en die tipe van ding. Maar ek wil nie vanaand net daaroor gesels, ek wil vanaand met julle gesels oor 'n lewe, 'n leefstylverandering en iets wat gebeur het wat vandag bepaal hoe ons vandag hier sit. So wel baie interessant as jy mens aan dink dat iets wat in die verlede gebeur het, tog vandag nog so 'n massive invloed in ons lewens het. Ons sien die simbole oralste en ons hoor daarvan, ons lees van in die Bybel en ons praat van 'n nuwe lewe in Christus en ons praat van verlossing, ons praat van genade en al die goeders eintlik gedefinieer ons lewe vandag. Maar tog het ons al 'n bietjie gaan besin daaroor. Het enige een van julle al die vraag gevra? Daar's 'n Ou Testament en daar's 'n Nuwe Testament. Hoe link die twee goed aan mekaar? Sien al gevra, ek sien nie van julle daai vraag. Ons kan sien dis 'n paar uit. En dan wil ek 'n bietjie daaroor gesels. Dan wil vanaand ook 'n bietjie gesels oor ons nuwe lewe. Maar ek begin by die begin. En die plek waar ek begin is om te sê erf. Wat wil julle graag nog erf? Kom ek hoor 'n bietjie. Ek sê nie maar dat ek vra nie of te erf nie. Wie wil julle sê wat wil julle erf? Wat wil jy nog erf? Ruan met plaas erf. Wat wie wil nog iets erf? Ons wil 'n bietjie. Wat sal jy nou net so op die oppervlakte. As jy nou kan dink, jy lê nou die aand jy weet, jy erf nou 'n ver langs so oop universiteit of vergeet het somewhere. Hy het jou bemaak as 'n testament. Wat sou jy sê? Wil jy graag erf? Julle is so dood vandag. Maar hoe wat jy erf? Het jy nou nog gedink nie? Daar het jy erf. So gaan. Johnny? 'n huis in Namibië erf. Nice, nou begin dit te gebeur. Kom ons kyk 'n bietjie. Noem maar wat jy erf. Dan kan jy weet, Louis, wil jy erf? Okay, dit is al 'n verhaal wat gepraat, nee. Kom ons hoor nog 'n bietjie. Herman, wat wil jy erf? Boela. Okay, so ons almal daar 'n bietjie gesit en ek het nog gedink, weet julle wat, ek is eintlik 'n skot. En by regte eintlik van voordat die mense dit verander het as Von Imenish. Imagine hulle het hom nie gehad, hallo julle, ek is Dominee Von Imenish. En ons gaan 'n bietjie gesels 'n bietjie oor erfenis vanaand. Hallo Dominee Von Imenish. So as ek net bly my oupa se oupa het hom as Smith verander het. Nee? So almal op YouTube wat hierdie ding sien, as jy weet van die kasteel van die Von Imenish mense. Julle kan my kontak by die kerkkantoor. Asseblief maar doen dit diskreet. Ek is seker of van iewers is daar 'n kasteel, die Von Imenish kasteel en iewers eendag gaan hier 'n straatkar intrek wat sê ons het jou gekry, koning Von Imenish.
En dan kry ek 'n groot kasteel in Skotland, in Edinburgh, wat ook al die plek so was gewaal al. En ek roer in hierdie kasteel, natuurlik met weelde en goud en staf. Okay. Nee? So dit is nogal dit, jy dink is 'n dagdroom. Waar gaan ek bietjie my familieboom gaan uitkom, maar ek praat ons weer. Maar ja, Jenny en ek maar waar, my van was van die manies, maar ek dink nie ek het daar gekasteel. Maar ek hoop so. So as ons praat van erf, nee, baie van soos erf, dit was baie keer in die aardse terme, nee. My oupa het geboer op Ellisras en my ma was die enigste kind gewees, so van nature was dit nou maar so gewees, ons het geboer op die plaas en die goed gedoen. So my oupa sal my boetie gevat het en saam met ons gestap het en vir ons gewys het wat gebeur. So hy sê gesê, ouens, hierso is hierso is die beeste en hier is die lande en hier is dit en hier is dat. En julle gaan dit nog erf en julle moet weet wat om daarmee te doen. So dan is ons opgelei en ons is gewys hoe die beeste te werk en so. So wat ons dit nog eienaarskap aan. Nou, hoe werk dit om iets te erf? Vir die van julle wat het nie weet nie. Iemand moet doodgaan. So, dit is nogal 'n ding, hè? As jy moet praat van iemand moet doodgaan. Wat dit gebeur is, jy kan nie erf so lank as wat iemand leef nie. Tensy dit nou weet op 'n ander manier. Dit is nie tegnies gesproke erf nie. Dit is jy maak 'n aanspraak op 'n gedeelte wat tegnies aan jy sou behoort. Maar jy kan nie erf as iemand doodgaan. So dis die baie deel van erf. Jy weet, mense kan dit hoop, jy vererf jy nog 'n Ferrari of 'n Lamborghini of 'n kasteel, maar om dit te laat gebeur met iemand doodgaan. Dis ongelukkig die waarheid daarvan. Dat die een ding van erf wat jy moet verstaan is, 'n mens kan nie eintlik om te erf dit verdien nie. Jy weet, die mense op baie keer vir jou sê, weet jy wat, hierdie persoon was my hele lewe lank by my gewees, ek gaan hulle definitief in my testament inskryf en goeders. Maar die ding is, jy kan nie op jou verdien, jy kan nie eintlik verdien om te erf. Iemand kies jou en sê, weet jy wat, jy is spesiaal en ek gaan dit ek het in jou bemaak. Gedeelte of alles wat ek kom, gaan ek vir jou gee. Dis byvoorbeeld sê nou maar, ek het 'n gitaar en die gitaar is my baie werd en vir my baie spesiaal. Dan bemaak ek hom sê nou maar aan my broer of aan my kinders eendag en sê, hierdie gitaar gaan na my kind toe gaan. Byvoorbeeld ek het 'n erfstuk in my kluis het ek gebeur dat ek my gitaar geërf het. En dit is vir my iets baie spesiaal, maar dit is iets wat ek mee kan werk en dit is iets wat vir my gegee is. So jy kan dit nie verdien, dis iets wat iemand vir jou gee. En jy is wetlik dan geregtig daarop om dit wat iemand vir jou gegee het. Nou, alles doen is 'n bietjie so, maar dit is hoekom sou mens erf? Jy sou mens erf want mense op aarde maak ons staf in mekaar. En jy weet, jy koop mos sommer vir jou huis of 'n plaas of diere en karre en alles. Maar as jy doodgaan die dag kan jy nie gou jou karre en diere en plaas as ek gaan convert na heaven kan jy currency toe en dan vat jy jou currency op die hemel. Dit is oor nie hoe werk nie. Die goed wat jy op aarde mekaar maak, die dag as jy doodgaan, is bly hier agter. Jy kan dit nie hemel toe vat. Not at all. So, dit beteken dat iewers dit in daai goed iewers heen gaan. So gaan mense dan in dat nee, en alles maar wie wat maar wat. En daarom sê jy dan wat jy bemaak dit in iemand. Dis is jou laaste handeling vir iets spesiaals vir iemand. Dis mos maar dis eintlik iets spesiaal. Weet jy, dis is toe ek nou geërf het, maar dit was my baie spesiaal geweest toe ek my geweer geërf het. Dis spesiaal in die familie. So daar's 'n rede vir erf. Die groot rede is maar net juist dit, nee, op ons aardse term. Maar die lyn werk dieselfde. Iemand sterf, daar is 'n lewe, 'n legacy. Iemand sterf, die legacy bly agter. Die stad wat uit mekaar gemaak en besigheid en plaas, alles bly agter. En dan word daai goed dan gegee vir iemand. En dit verander mense lewe. Dit 'n impak op jou lewe. Kom ons sê jy
jy erf, Herman het gesê, moolah. Kom ons sê, jy erf 2 miljoen rand. Maar gaan definitief 'n verskil kom in jou lewe. Jy gaan iets verander. Kom ons sê, jy erf 'n geweer, dan is al iets anders te gebeur. Jy kan gaan jaag en ons kinders. En my lewe verander. En toch, en was 'n impak in jou lewe. Okay. Nou, ons is ook erfgename van 'n nuwe lewe van 'n Nuwe Testament. Beteken presies dieselfde ding het gebeur. Jesus het gekom en hy het vir ons 'n nuwe lewe kom verkondig. Hy het vir ons gesê ons behoort te lewe, hy het saam met ons geleef. Hy het hierdie ding begin. Toe sterf Jesus. En wat is die erfenis wat ons gekry het toe Jesus aan die kruis gesterf het? Die nuwe lewe. Het ons dit verdien? Nee. Kon ons op een of ander manier dit op verdienste kry? Nee. Dis 'n geskenk wat ons gegee is. En as ons Jesus Christus in ons lewe aanneem, het ons aanspraak op hierdie erfenis. Kyk. So check dit. Die Ou Testament. Om te praat van 'n nuwe lewe, moet jy eers praat van 'n ou lewe. Om te praat van iets wat verander het, moet jy eers weet wat iets verander. Die Ou Testament het gegaan oor verbond. Nou verbond het so gewerk. Verbond is soos 'n belofte, is soos 'n ooreenkoms wat jy het tussen God. So en wat jy is 'n wederwysige ooreenkoms. So ek sal as jy. So God het gesê vir Israel, ek sal jou God wees as jy my volk is. So solank as hy die volk die voorskrifte van God onderhou het as hy volk was God ook hulle God. Wie van julle het al gelees en gehoor van Samson? Wie het al gehoor van Deborah? So Deborah was saam met Samson, hy is ook 'n rigter. Wie kan my nog een rigter se naam gee? Come on. Iemand? Gideon? Gideon was nog 'n rigter. Hoekom was hy rigters? Want die volk het afgedwaal van die weë van die Here af. Hulle het nie meer gedoen wat die Here gesê het hulle moet doen nie. Dan gee God hulle oor aan die Filistyne. En dan soos oppres en alles, die Filistyne, die Israeliete en alles. En dan wat gebeur? Samson, God roep Samson en sê, jy gaan my volk teruglei. Hy gee vir hom massive baie krag. Wat doen Samson? Hy lei die volk weer terug in die Here toe. En dan is hy weer terug by die Here en dan gebeur dit weer dat alles weer lekker en dan verval hulle weer. En dan moet God weer 'n rigter stuur. Klink dit vir julle bekend? Iets soos van ons in ons lewe baie keer in moeilike tye roep ons die Here aan en in great tye vergeet ons bietjie van hom, hè? En dan moet jy moeilik gaan as jy van onthou. So 'n bietjie iets van ons lewe, hè? Maar in daai tyd was dit baie belangrik geweest om te verstaan hoe dit gebeur het. Nou ek moet net gou my papiertjie kry. Daar is 'n spesifieke gedeelte. Ek gaan vir julle lees. En die rede hoekom hierdie goed gebeur het was, luister wat sê Levitikus. Levitikus 26:3 sê, as julle my voorskrifte nakom, my gebooie gehoorsaam daarvolgens lewe, sal ek vir julle reën gee op die regte tyd. So die lande oeste sal lewer en die bome vrugte sal dra. Julle sal graan dors tot dit weer tyd is om vrugte te oes, en julle sal vrugte oes tot dit weer planttyd is. Julle sal oorgenoeg kos hê en sonder sorg in julle land woon. Ek sal vrede gee in die land, sodat julle rustig kan slaap. Ek sal die ongediertes uitroei en daar sal nie oorlog in die land wees. Dit staan in Levitikus. Baie belangrik is dat Levitikus 26:3 wat sê, as julle my voorskrifte nakom, my gebooie gehoorsaam daarvolgens lewe. Dis baie belangrik om te hoor, want dit is die verbond. Dis wat gegaan het. Die Ou Testament gegaan oor, dit was 'n verdienste ding. So daar was 'n klomp stap wat jy moes doen om rein te bly en in God se guns te bly. Okay. Dis nie die eerste keer dat ek dit vir julle vertel het. Dis die eerste keer dat julle dit hoor nie. Julle is bewus daarvan dat Christendom uit Judaïsme uitkom, hè?
Dis die Jode gewees, en toe kom Jesus, en toe, Jesus is dan nou die nuwe, dis die Messias, wat die Jode ons gaan vertel. So as ons die Ou Testament lees, dan lees ons in die Joodse geskrifte. Ja? Toe kom Jesus. En Jesus is dan die Nuwe Testament. En die Jode wat vandag nog Jode is die ouens wat nog nie die nuwe lewe aangeneem het. Nog nie gesê, dat hulle sê, Jesus het nog nie gekom. Right? Hulle sê, die Messias is nog nie hier. Right? As Jesus nog nie gekom het, ek gaan julle gou 'n video wys van Jode wat vandag nog aanbid, soos jy behoort te aanbid. So as, kom ek sê vir so, julle het gehoor, het gesing, maar die Millers en al sy goed in die bos gegaan, soos ons lus was, nee? En ons het gebid, en vanavond is in die bed, maar bid sy ons, Heer Jesus, bewaar my as met die nacht, nee. As Jesus nie vir ons gekom het,